wil net vra of almal my mooi kan hoor. As hy. Goeiemôre broers en susters en baie welkom by die erediens van die Here. Ook welkom aan enige besoekers wat hier moontlik vanoggend hier is. Julle is elkeen baie welkom. My bede is dat elkeen van ons vandag weer baie lekker sal sing tot eer van die Here en dat ons versterk sal word deur sy ewige woord. Voordat ons begin, net 'n paar afkondigings van die kerkraad se kant af. Die kollekte onder die erediens is bestem vir die diens van barmhartigheid en die kollekte by die deure gaan vir die proponente fonds. En dan bid ons vir alle lidmate en vir hulle afhanklikes wat behandeling en bestraling ontvang. Ons bid vir almal wat van 'n siekebed herstel. Ons bid vir almal wat baie swak is, vir mense wat eensaam is. En ons bid dat die Here vir al hierdie mense sy troos sal gee, dat hy vir hulle die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting sal wees. Daar is weer 'n motorwag aan diens. Julle sal sien by die deure is daar 'n silwer bussie. Daarin kan daar 'n donasie vir hom gegee word. Daar is dan ook 'n pink spaarbussie by die deure en dit is vir die fonteinvroue. Daar kan enige donasie ingegooi word vir die aankoop van tafels. En dan het ons baie goeie nuus. Tannie Anna Liebenberg verjaar 2 Maart. Ons wens haar 'n baie gelukkige verjaarsdag toe. Dan moet julle net in julle kalenders dit aanteken en onthou, 29 Maart is Dr. Jan se afskeidspreek. Hierdie jaar word daar weer 'n veiling gehou, maar ons sal nader aan die tyd vir julle meer inligting hieroor gee. En dan ter approbasie as ouderlinge in die gemeente word die volgende name vir julle voorgehou: broers Eugene Harmse, Andries van der Walt Jr. en Dani Janse van Rensburg. En dan herinner ons julle net aan die kommissie wat opgestel is om te kyk na die synodebesluit van 2026. Julle is welkom om aan enige van die kommissielede of van myself, ek is die sameroeper van die kommissie, enige besware of enige vrae wat julle wil hê die kommissie moet hanteer te gee. Julle kan dit geskrewe vir ons gee, julle kan dit per WhatsApp gee, enige manier wat julle pas en dan sal dit dien op die tafel van die kommissie. En dan wil ek net aankondig, ek is in die proses om vir die gemeente 'n werkswinkel aan te bied. Die werkswinkel gaan oor 2 dinge gaan. Ek gaan nog besluit wanneer dit gehou gaan word. Daar gaan op die WhatsApp groepie gaan 'n poll uitgestuur word sodat julle kan stem vir watter datum dit julle die beste pas. Ek wil graag hê daar moet soveel as moontlik mense daar wees en dit gaan daaroor gaan in die eerste plek, hoe kan ek my godsdienstlewe verryk? En in die tweede plek, hoe kan ek dit wat ek in die Bybel lees beter verstaan? So dit is waaroor die werkswinkel gaan. Dit gaan so kort as moontlik wees en ek gaan dit aanbied en ek sal graag so baie van julle as moontlik daar wil sien. Dit is dan ons afkondigings vir vandag. Voordat ons nou ons afhanklikheid van die Here verklaar, is daar geleentheid vir elkeen om vir 'n paar oomblikke stil te word vir die Here, voor die Here, om so hulle self voor te berei vir hierdie erediens. Kom ons word stil. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Geliefdes, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat weer kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eersgeborene wat uit die dood opgestaan het. Amen. Ons gaan nou staan en ons gaan die Here loof met die woorde van Skrifberuiming 1:2, verse 1 tot 3. Ons kyk vandag na die eerste hoofstuk van die Johannes Evangelie en in hierdie eerste hoofstuk herhaal Johannes gereeld die woorde die Lam van God. En julle sal ook hoor hoe dit gereeld in Skrifberuiming 1:2 herhaal word. Ons staan vir Skrifberuiming 1:2 verse 1 tot 3.
Ons bly staan vir ons geloofsbelijdenis en daarna kan ons sit om te luister na die wet van die Here. Kom ons staan en kom ons loof die Here. Ons berei vandag ons geloof aan die hand van Heidelbergse Katekismes Sondag 15. So gereeld op Sondag bely ons saam die 12 artikels, maar so nou is dit goed om te kyk wat ons glo van die 12 artikels, wat ons daaroor bely, en daarom gaan ons deur hierdie Sondag kyk na van die artikels en wat dit vir ons beteken. Die vraag hier is, wat verstaan jy onder die woordjie gelei? En antwoord, dat Christus na liggaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die einde daarvan, die toorn van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedra het. So het hy met sy lyding as die enigste versoeningsoffer ons liggaam en siel van die ewige verdoemenis verlos en vir ons die genade van God, die geregtigheid van die ewige lewe verwerf. Die volgende vraag, waarom het hy onder die regter Pontius Pilatus gelei? Sodat hy onskuldig deur die wêreldlike regter veroordeel sou word en ons daardeur bevry sou word van die streng oordeel van God wat oor ons moes kom. En dan die volgende vraag, sit daar iets meer in dat Christus juis gekruisig is en nie op 'n ander manier gesterf het nie? En die antwoord, ja, want daardeur is ek seker dat hy die vervloeking wat op my gerus het, op hom geneem het, omdat die kruisdood deur God vervloek is. Tot sover bely ons. Julle kan maar gaan sit. Elke Sondag word die 10 gebooie voorgelees, en ek weet nie van julle nie, maar baie keer wonder ek persoonlik, maar wat beteken elkeen van hierdie gebooie nou juis vir my? En daarom dat ons ook in die opeenvolgende Sondag gaan kyk, maar wat presies beteken elkeen van die gebooie? En ons gaan stil staan by die gebooie soos dit ook verklaar word in die katekismes. En hierdie keer kyk ons na die 4de gebod, soos dit vir ons verklaar word in Heidelbergse Katekismes Sondag 38, en ek hou dit vir ons voor. Wat gebied God in die 4de gebod? Antwoord, God wil ten eerste dat die woordbediening en die skole in stand gehou word, met ander woorde, die skole by die kerk. Ook moet ek veral op die rusdag ywerig met die gemeente van God saamkom, om die woord van God te hoor, die sakramente te gebruik, die Here openlik aan te roep,
en die Christelike liefdegawes te gee. Ten tweede, moet ek elke dag van my lewe van my bose werke rus en die Here deur sy Gees in my laat werk. So begin ek die ewige Sabbat reeds in hierdie lewe. Broers en susters, die 4de gebod is absoluut merkwaardig. Een van ons professors by die universiteit het eens vir ons gevra, maar waarom rus ons juis op 'n Sondag? En ons het probeer dink aan 'n baie diep teologiese antwoord wat ons kan gee, maar toe sê hy die rede hoekom ons rus is ons is moeg. En die Here neem rekening daarmee. Ons is moeg en ons moet rus sodat ons kragte reg kan wees vir die res van die week. En hier op 'n Sondag, op die eerste dag van die week, rus ons, maak ons kragte bymekaar sodat ons reg sal wees vir die res van die week. En dan ook op hierdie dag hou ons in die besonder met die dinge van die Here besig, want dit is hoe ons kragte hernuwe word. Ons gaan nou soos ons in die banke sit saam sing en antwoord op die wet van die Here deur saam te sing lied 510, daarvan verse 1, 2 en 4 en daarna bid ons saam. Kom ons roep die Here saam aan in gebed. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons wil U loof vir die voorreg om onder U seën by mekaar te kan kom. Want ons weet dit is nie die woordbedienaar wat die seën aan die mense gee nie, maar dit is U wat daardie seën vir ons gee en in ons lewe bewerkstellig. Ons dankie dat ons onder U naam kan saamkom en kan weet dat U werklik hier teenwoordig is. Ons dankie dat ons vanoggend saam ons geloof kon bely, dat ons kon sê wat ons glo van U en van U woord. Ons dankie ook dat ons na U wet kon luister en dat ons vandag kon hoor wat U van ons verwag volgens die 4de gebod. Hoe gepas is dit om nie dit saam te lees hier op die Sondag, op die Sabbatdag, wat ons as gelowiges saamkom nie. Here, ons wil U dan verder dank vir genade onbeskryflik groot, soos ons nou net saam gesing het. Ons is die naam van kind nie werd nie. Ons is dit nie werd om in U Vaderhuis verwelkom te word nie. Maar ons weet, op grond van wat ons Here Jesus Christus vir ons gedoen het, en alleenlik op grond daarvan, is ons welkom by U, is ons veilig by U. En U het nie net eenmal geloof aan ons gegee, sodat ons later verlore sal gaan nie. Nee, U beloof dat U ons in daardie geloof beskerm tot die bitter einde toe. En daarom kan ons vandag weet dat indien ons glo in U,
Indien ons die enigste soenverdienste van ons Here Jesus Christus in die geloof aangeneem het, ons veilig by U is. Ja, daar mag tye kom wat ons ver van U af voel, maar U is nooit werklik van ons ver af weg nie. Ons wil bid dat U nou saam met ons sal wees in die woordverkondiging. Ons wil vra dat U saam met die woordverkondiging oor die hele wêreld sal wees. Here, daar is so baie valse kerke in hierdie wêreld wat U woord verkrag met die goed wat hulle verkondig en wat mense, U skape, op 'n dwaalspoor lei. En ons wil bid dat U skape uit daardie kerke sal neem, dat hulle by die ware en die goeie kerk sal aansluit en daar werklik waar versterk sal word deur U woord. Daar waar daar gesê word, nie so sê ek nie, maar so sê die Here. Maak nou ook ons harte gereed vir die woordverkondiging. Gee dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê. Gee dat dit tuiste in ons hart sal vind. En dat ons dit nie net sal hoor nie, maar daarvolgens sal lewe. Dat ons die woorde van Jakobus sal onthou. Dat ons nie net hoorders van die woord moet wees nie, maar ook mense wat die woord moet uitvoer. En ons vra dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Hy wat saam met U in die Heilige Gees, een God, regeer van ewigheid tot ewigheid. Amen. Ek vra broers en susters dat ons gaan nou saam lees uit die woord van die Here en ek gee vir die geleentheid wat graag in hulle eie Bybels wil oopmaak. Ons gaan saam lees uit die eerste hoofstuk van die Evangelie van Johannes. Ons gaan daar saam lees verse 1 tot en met vers 18. Ek hou dit vir ons voor uit die 2020 vertaling, maar julle is welkom om te luister, om te volg op die bord of om te volg in enige vertaling van julle keuse. Daar's nou geleentheid vir die wat graag in hulle eie Bybel sal wil oopmaak. Johannes 1 vanaf vers 1 tot en met vers 18. Johannes 1 vanaf vers 1 tot en met vers 18. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man, gestuur deur God, wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom kon glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan. En tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het gekom na wat syne was, en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Maar aan almal wat hom aanvaar het, het hy die reg gegee om kinders van God te word, hulle wat in sy naam glo. Hulle is nie uit bloed nie, ook nie uit liggaamlike drang nie, ook nie uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Johannes het getuig oor hom en roep uit, hy is die een van wie ek gesê het, hy wat na my kom, is my voor, omdat hy eerste was. Uit sy volheid het ons almal genade ontvang, ja, genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee, die genade en waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God nog ooit gesien nie. Die unieke seun, self God, wat teen die bors van die Vader is, hy het hom bekend kom maak. Broers en susters, dit is die woord van die Here. Ek vra asseblief dat die klein kindertjies nou na vore toe sal kom vir die woordverkondiging aan hulle ook.
As hy 2 van julle gaan maar weer 'n beanbag moet deel. As hy, gaan dit goed met julle? Gaan dit goed by die skool? Is julle bly om hierso te wees? Okay, hier kom nog 2. As hy. Ek wil graag vir julle begin met 'n vraag. Het een van julle al ooit in 'n kamer gestaan of gesit toe dit heeltemal donker was? Jy amper nie eers jou hand voor jou kan sien nie, so donker is dit. Okay, maar probeer gou in julle koppie prentjie sien. Jy lê in jou kamer op jou bed, jou ma sit jou lig af en dit is pikdonker. Nou verbeel jouself, die volgende oomblik word daai lig weer aangesit en die donkerte in die vertrek gaan heeltemal weg. Wel, dit is wat ons Here Jesus in hierdie wêreld kom doen het. Hierdie wêreld is donker as gevolg van ons sonde. In die wêreld en in ons harte is dit baie, baie donker. En dis hartseer. Maar dan in hierdie gedeelte noem Johannes die apostel vir Jesus die lig. En hy is die lig wat in hierdie wêreld inkom. Hy skyn in ons donker harte, sodat dit nie meer donker hoef te wees nie. En dan hoor ons, dat ons van hom moet getuig. Nou die woordjie getuig beteken bloot, dat ons vir ander mense van Jesus moet vertel. Ons is eintlik maar net soos 'n boodskapper wat 'n briefie by die koning ontvang het, en ons loop na iemand anders toe en ons sê, hierso is die goeie nuus. Hierso is die briefie wat sê wie ons Here Jesus is. En ek het vir julle elkeen 'n koevertjie wat ek graag vir julle wil gee. En ek wil hê julle moet hierdie koevertjie vat. En as julle een keer 'n maatjie ontmoet wat nog nie vir Jesus leer ken het nie, gee vir hom die koevertjie. Julle sal sien in die koevertjie is daar so 'n briefie en op hierdie briefie staan daar wie ons Here Jesus is. En dit is waarna ons ook vandag in die preek gaan kyk. Hier staan, hy is die seun van God wat nog altyd daar was. Hy is die een wat alles wat ons daar buite kan sien, gemaak het. Hy is die een wat soos 'n lig na hierdie wêreld toe kom. Hy het gekom om ons te verlos van al ons sondes. En elkeen wat nou in hom glo, is vry van die sonde. Hulle is sy kinders, nie net nou nie, maar vir altyd. En hy lewe nou nog in ons harte deur die Heilige Gees. En daarom dat ons kan weet, al is pappa en mamma nie altyd daar nie, al is ons vriende nie altyd daar nie, hy is altyd in ons harte by ons. En eendag wanneer hy op die wolke terugkom na hierdie aarde toe, sal ons hom sien, soos wat ek nou vir julle sien. Ons gaan mekaar sien, en ons gaan vir altyd by hom leef. So ek wil vir elkeen van julle 'n koevertjie uitdeel, en dan julle werk is om soos 'n boodskapper van die koning te wees, om bloot vir iemand te sê, ek het nie 'n boodskap vir jou nie, maar die Bybel het vir jou 'n boodskap. So ek deel vir julle elkeen 'n koevertjie uit, en as julle ooit 'n maatjie ontmoet wat nog nie vir Jesus ontmoet het nie, dan gee julle hierdie koevertjie vir hom, en hy ontvang so 'n blaadjie, en hy kan daarop lees wie Jesus is, en dan sal die Heilige Gees in sy hart ook werk. Baie dankie julle, julle kan dan maar uitbeweeg na julle klasse toe, dankie dat julle vorentoe gekom het. Broers en susters, ons gaan nou sing as inleiding tot die woordverkondiging van die Here, Skrifberuiming 5:3, daarvan slegs vers 2, en ons sing dit soos ons in die banke sit.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, waarom is ons hier op die aarde? Waarom bestaan die kerk van die Here? En waarom is ons juis Christene? Die apostel Johannes gee vir ons die antwoord deur 'n woord wat hy baie gereeld herhaal, en dit is die woord getuie. Ons is hier om te getuig. Die vraag is nou egter, waarvan moet ons getuig? En wat beteken dit juis om te getuig? Dit is die twee dinge waarna ons in vandag se prediking gaan kyk. Ons gaan in die eerste plek kyk na die inhoud van ons getuienis, en in die tweede plek gaan ons kyk na wat dit juis beteken om te getuig. Kom ons kyk in die eerste plek na die inhoud van ons getuienis. Nou die evangelie van Johannes stem in sekere opsigte ooreen met die ander 3 evangelies, met Matteus, Markus en Lukas, maar hy is ook baie uniek. En nou kan ons vir baie lank stil staan en praat oor die uniekheid van die Johannes evangelie, maar een manier waarop hy uniek is hoe diep teologies hy is, hoe baie teologiese temas aangespreek word. Dink maar aan die proloog, verse 1 tot 18, wat ons nou saam gelees het. In hierdie gedeelte word daar so baie teologiese temas aangeraak. Die ewige bestaan van die Seun van God, die skepingswerk van die Seun van God, die lewe wat daar in die Seun van God is, die Seun van God wat na hierdie wêreld toe kom as 'n lig, sodat ons God se kinders kan word, die menswording van die Seun van God, die verhewendheid van die Seun van God, God wat homself ten volle in die Seun openbaar. Hoor julle daardie herhaling? Dit gaan oor die Seun van God. Hy is die inhoud van ons getuienis. Johannes begin sy evangelie met die woorde in die begin. En dit moet ons dadelik laat dink aan die woorde van Genesis 1. In die begin was daar nog nie tyd nie, daar was nie ruimte nie, daar was nie skepsels nie, daar was niks nie, behalwe God. Maar nou hoor ons dat die woord in die begin, voordat daar tyd of ruimte was, by God was. Nou hierdie woord is nie een of ander onpersoonlike ding of konsep, soos baie van die Grieke gedink het nie. Die woord verwys ook nie bloot na die woorde wat uit God se mond uitkom nie. Nee, in hierdie gedeelte is een ding baie duidelik, die woord is 'n persoon. En later in hierdie teksgedeelte word dit vir ons duidelik wie hierdie persoon is. Dit is Jesus Christus, die Seun van God. Ons kan verse 1 tot 2 baie eenvoudig as volg vertaal. Voordat daar enige iets was die Seun van God by die Vader. En nie net was hy by die Vader nie, maar hy was self ook God. Hierdie is een van daardie gedeeltes in die Bybel wat absoluut merkwaardig is. Daar is 2 persone wat God genoem word. Die Vader word God genoem en die Seun word God genoem. En soos ons die res van die Bybel leer ken, is dit baie duidelik dat daar ook 'n derde persoon in die Godheid is. En dit is die Heilige Gees. En dan laat dit 'n mens dink aan wat ons bely in die geloofsbelydenis van Athanasius. Die Vader is God, die Seun is God, die Heilige Gees is God, en tog is daar nie 3 gode nie, maar daar is slegs een ewige, ware God. En hierdie is iets waar ons moet stil staan by en sê, ek kan dit nie ten volle begryp nie, maar dit is wat die Bybel leer, en ek aanvaar dit. Dit is deel van my getuienis. Verder lees ons dat God die wêreld deur die woord geskep het. Psalm 33 vers 6 sê, deur die woord van die Here is die hemele gemaak. Die Seun word die woord van God genoem, nie bloot omdat hy die woord van God tot mense bring nie, nie bloot omdat hy kom sê, hier is die boodskap van God nie, hy word die woord genoem, omdat hy daardie boodskap is. Hy is die inhoud van ons getuienis.
Ons lees in Hebreërs 1 vers 3, uit hom straal die heerlikheid van God en hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Dan hoor ons in vers 4, in die woord was daar lewe. Met ander woorde, in die Seun van God is daar lewe. Hy het die lewe in homself. Hy is nie soos 'n mens wat die lewe ontvang en later weer verloor nie. Hy het nie iewers lewe gekry en iewers hou sy lewe op nie. Nee, hy het lewe in homself. En elke asem wat ons haal, elke tree wat ons gee, is aan hom te danke. En nog meer, hy is ook die een wat verantwoordelik is vir ons nuwe lewe, daardie wedergeboorte wat deur die Gees kom. En ons lees in hierdie teksgedeelte ook van die wedergeboorte. Mense wat die lig wat na hierdie wêreld toe kom aanvaar het, aan hulle is die reg gegee om kinders van God genoem te word. Maar nou is dit baie belangrik dat ons ook in ag neem wat die apostel Johannes sê. Mense wat kinders van God is dit nie omdat hulle so goed en wonderlik is nie. Nee, daar staan, hulle is uit God gebore. Wat beteken dit? Dit beteken dat God ten volle die inisiatief in hulle verlossing neem. Wanneer die wedergeboorte in die mens plaasvind, het die mens geen aandeel daarin nie. Alleenlik die Heilige Gees is die een wat die mens van binne af nuut maak, sodat die mens waarlik kan lewe, ewig kan lewe. Hierdie lewe in hom word dan die lig vir die mense genoem. Dat Christus die lig is, beteken dat hy aan ons bekend maak wie God is, wie ons is, hoe daar verlossing en versoening kan wees en hoe ons sy kinders kan word. Maar dan moet ons onthou, soos ons vroeër gesê het, hy bring nie net hierdie boodskap nie, hy is die boodskap in die volle sin van die woord. Hy is die inhoud van ons getuienis. Ons kan die verhouding tussen die woorde lewe en lig as volg opsom. Christus is die lewe in die volle sin van die woord. Daardie lewe produseer lig en daardie lig kan nie uitgedoof word nie. Dis soos 'n kersie in 'n vertrek. Maak nie saak wat jy doen nie, daardie kersie gee lig aan die vertrek en die donkerte kan dit nie oorweldig nie. En dan die merkwaardige waarvan ons lees in vers 14. Hierdie woord van God, die Seun van God, het mens geword. Hy het vlees geword. Hy het onder ons kom woon. Indien ons dit letterlik wil vertaal, kan ons sê hy het onder ons kom tent opslaan. Of as 'n mens dit nog meer direk wil vertaal, hy het onder ons kom tabernakel. Nou in die Ou Testament is die tabernakel deur die heerlikheid van die Here gevul en niemand kon hierdie heerlikheid aanskou nie. Maar in die Nuwe Testament sien ons die heerlikheid van die Vader volkome in sy Seun. Hy is vol genade en waarheid. Hy openbaar die volheid van God se reddende genade. Hy is die volheid van dit waarheen die Ou Testament net heen wys. In Jesus Christus word vergifnis 'n werklikheid. Die beloftes word vervul en God se trou aan sy verbond word baie duidelik sigbaar. En dit alles, broers en susters, in een persoon. Ons lees in vers 15 dat niemand God nog ooit gesien het nie. Hiermee word bedoel, niemand het nog ooit die Vader gesien nie. Maar mense het wel die Seun gesien. En mense wat die Seun sien, sien die Vader net soos hy is. Iemand wat glo in die Seun, iemand wat hulle leë hande uitsteek en die Seun in die geloof aanvaar, het ten volle gemeenskap met die Vader, want die Seun is die ewebeeld van die Vader. So wat is die inhoud van ons getuienis? Hoe sal ons hierdie eerste hoofpunt opsom? Die inhoud van ons getuienis is die Seun wat van ewigheid af bestaan, self God, die Seun wat mens geword het en onder ons kom tabernakel het. Die Seun wat nou nog by sy kerk tabernakel deur middel van sy Gees. Die Seun wat lewe gee
sodat ons nie meer in ons sonde dood hoef te sit nie, en die seun wie ons eendag van aangesig tot aangesig sal sien. Dit is die inhoud van ons getuienis, en hiervan moet ons getuies wees vir die wêreld na buite. Maar nou die baie belangrike vraag, wat beteken dit juis om te getuig? Die storie van Johannes die Doper is baie merkwaardig. Sy pa Sagaria het diens in die tempel verrig, en toe het die engel Gabriël aan hom verskyn en gesê dat hy en sy vrou Elisabeth in hulle ou ouderdom 'n kind sal hê. En hierdie kind sal met die Heilige Gees vervul wees, en hy sal baie mense van Israel tot God laat bekeer. En dan lees ons op 'n ander plek in die Bybel in Lukas 7 dat daar geen groter profeet was as Johannes die Doper nie. En tog sê Johannes die Doper, of tog sê Johannes vir ons, dat hy nie self die lig is nie. Hy kom bloot tot 'n getuienis van die lig, om van hierdie lig te getuig. Om van iets te getuig beteken om te verklaar wat jy weet, die waarheid is. Soos ons vroeër vir die kindertjies hier vroeër gewys het, dit beteken om bloot vir mense te sê, hier is 'n brief van die koning. Ek is net die boodskapper. Lees die brief. En die inhoud van daardie brief is ons Here Jesus Christus. Om 'n getuie te wees is baie ernstig. Dit is soos om in die getuieboks by 'n hof te gaan sit en te sê, ek is nie neutraal nie. Hierdie wat ek nou verkondig, is en sal vir altyd die waarheid wees. En die doel van jou getuienis moet wees, sodat ander mense tot geloof sal kom. Dit is hoekom die apostel Johannes sy evangelie geskryf het. Baie later in sy evangelie, in hoofstuk 20 sê hy, maar hierdie wondertekens is beskrywe, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Die wonderlike nuus, broers en susters, is dat ons nie 'n boodskap hoef op te maak nie. Ons hoef nie iets uit te dink om aan mense te vertel nie. Ons hoef bloot te sê, hier is die brief. So sê die koning van die eeue. Dit is ons getuienis. Om saam te vat, die inhoud van ons getuienis is nie een of ander idee of godsdienstige stelsel nie. Ons getuig van die Seun van God, die een wat nog altyd by die Vader was en self ook God is. Ons getuig van hom wat mens geword het, om in ons donker harte te kom skyn, sodat ons die ewige lewe kan hê. Ons getuig van hom wat die Vader aan ons bekend kom maak het, sodat ons nie meer in onkunde of in die geestelike dood hoef te sit nie, maar sodat ons deur te glo, kinders van God kan wees, nou en vir altyd. Dit is ons boodskap, dit is ons hoop, dit is ons getuienis, en daaroor mag ons nie stil bly nie. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons dankie dat ons vanoggend kon hoor dat dit vir U nie net daaroor gaan oor die skape wat reeds in die kraal is nie, maar dat dit vir U ook gaan oor die skape wat nog nie in die kraal is nie, die wat nog in die duisternis daar buite leef. En soos ons vandag gehoor het, U verwag van ons om getuies te wees van die lig, om die boodskap te bring, om te sê, so sê die koning van die eeue, hier is die inhoud van die boodskap, en deur hierdie inhoud aan te neem, kan jy die ewige lewe hê. Here, en dit beteken nie dat ons elkeen sendelinge hoef te wees nie. Dit beteken nie dat ons elkeen in die hart van Afrika hoef in te gaan nie. Natuurlik is daar mense wat dit doen, en ons bid dat U hulle bedieningswerk sal seën, en dat U mense sal roep om dit te doen. Maar ons kan getuies wees in ons daaglikse lewe, in dit wat ons sê, in dit wat ons doen, in hoe ons met ons medewerknemers omgaan, hoe ons werkers hanteer, hoe ons kinders hanteer, so kan ons getuies wees. En ons vra dat U oomblik vir oomblik, dag vir dag, vir ons geleenthede sal gee,
waar ons kan sien, maar sjoe, hierdie persoon benodig 'n getuienis. En gee dat ons dan man en vrou genoeg sal wees om van die lig te getuig. Maak ons braaf en gee dat ons nooit ons verlossing vir onsself sal hou nie. Here, ons bid vandag in die besonder vir almal wat swaar kry, vir almal wat bedlêend is, vir almal wat in die hospitaal is, vir almal wat siek is, vir mense wat met hulle geestelike gesondheid sukkel, mense wat worstel met U, wat nie kan verstaan hoekom sekere dinge in hulle lewe gebeur het nie. Ons bid vir almal wat vanoggend hier is. Ons glimlag dalk en ons lyk dalk vriendelik, maar baie van ons het groot worstelinge wat die persoon langs ons nie eers van weet nie. En ons bid vir al hierdie mense. Ons bid dat hulle versterk sal word deur die inhoud van die getuienis, deur ons Here Jesus Christus. Dat hulle deur die werking van die Heilige Gees U troos sal ervaar. Dat hulle sal ervaar hoe ons Here Jesus werklik na hulle toe kom en sê, kom na my toe, almal wat bemoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Here, wees saam met die gereformeerde kerk Klerksdorp. Mag ons kerk wees soos wat U wil hê kerk moet wees. Mag ons 'n getuienis tot buite wees. En mag die mense ons goeie werke sien en U dan verheerlik, want dit alles kom van U af. Alles is genade. Ons vra al hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus. Hy wat die inhoud van ons getuienis is, hy wat die boodskap self is wat ons bring. Amen. Daar is nou geleentheid vir die gee van die liefdegawes. Broers en susters, afsluiting van die erediens en as antwoord op die woordverkondiging gaan ons saam sing Psalm 145, daarvan verse 1 en 3 en daarna bly ons staan om die seën van die Here te ontvang. En ek vra dat julle almal dan net weer gaan sit. Ek sal graag net 'n gebed voldoen om die katekisasie vir die dag te open. Kom ons staan en ons maak die Here groot met die woorde van Psalm 145.
gaan nou heen en geniet hierdie rusdag. Spandeer tyd in die woord van die Here, bid tot die Here, spandeer hierdie dag saam met hom in die besonder en kry weer jou krag vir hierdie week. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met elkeen van julle nou en vir altyd. Amen. Broers en susters, ek doen graag vir ons 'n gebed om die katkesasie vir die dag te open. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons dankie vir die voorreg dat ons die kinders mag onderrig in dit wat die Bybel leer. Ons vra dat U saam met elke leier van die groep sal wees en saam met elke katkesant sal wees, dat die Bybel op hulle vlak en in hulle taal verkondig sal word, dat hulle sal hoor wat U vir hulle sê, en dat hulle sal weet hoe hulle dit in hulle lewe van toepassing kan maak. Lei ons almal deur die dag, gee dat ons verder sal verdiep in die woord, en so ons krag vir die dag by mekaar sal kry. Seën die katkesasie altyd, en mag gedien tot U eer, in Jesus naam. Amen. Dankie broers en susters.